Hi guys, I'm Maxine Davids and I'm super excited to interview a phenomenal woman from the West Coast and her name is Samantha Kurizon. So guys, I hope you enjoy the interview. Are you ready? Yes. Okay. So, ik kan Afrikaans praten om voor u gemakkelijk te laten voelen. Ik ga net zo'n beetje Engels als het fijn is met u. Oké. So, eerste vraagje is, kan u voor ons vertellen wie is u, waar vanaf kom u? Give us more info, who you are. Goeiedag, ik is Samantha Kurizon, zoals je gehoord hebt. Ja. Ja, van Vredenburg. Vandaag ontdek. Ik is eindelijk een product van die groepsgebieden weet. Niet voorheen geweten nie. Vandaag geweten. Vandaag gehoor. En toen ik vandaag die uitnodiging kreeg, toen weet ik niet, ik moet komen. Oh. Want dit was amper half. Ek kon nou met my ma gaan sit en gesels en vra mami. Nou wat het toe gebeur? En onmiddellik kom dit by my. Maar sy's 'n produk van 'n groepsgebiede wet. Sjoe. That's the. En ek het groot geraak in Vredenburg, maar kom eintlik uit die Kaap uit. My pa se Kaapenaar en hy is 'n gemeng met Duitser. So Okay. nog bietjie meer Hy was my oupa is met 'n kleerling vrou van George, was met 'n Duitser getroud wat uit Finland uitgekom het. Ooh. Okay. Nou gaan dit interessant nie. En ons moes toe nog die kant toe trek, of my oupa en my ouma is eintlik houtfeelers, Cleophas en Williams. Eintlik houtfeelers, hulle moes toe met die groepsgebiede wet uit München uittrek. Sjoe. Vredenburg toe. En dis waar my ma swanger geraak het. En sy moes ook die Kaap verlaat om in Vredenburg te kom trek. Sure. Om in Vredenburg te kom bly. En ek het heeltemal kontak van my pa verloor. En ek kon toen ook 18 jaar oud. Sure. So ja, maar That's ek het in amazing. Vredenburg groot geraak by my ouma en my oupa. My ma was daai tyd soos ons het gesê het, 'n bediende. Sy het in die Kaap gewerk. Einde van die maand huis toe gekom. Ek was maar ouma en oupa kind. Okay, So, alipad. Alipad. Okay. Tot, ek dink tot 7 jaar oud, toe my ma weer trou. Dus sy nou permanent huis toe kom. En daar waar ek was ek deel van alles. Whatever in die gemeenskap gebeur het, was ek deel van, want ek het in moordkuil groot geraak. Ek weet nie, as 'n mens sê moordkuil, Dan klink dit baie weer. dan kyk mense jou amper so moordkuil. Maar moordkuil, die tweede laaste straat. En ek het met erge armoede het ek groot geword. En as ek nou terugdink, was dit suiker op my brood. Ja. Ja, was dit varkvet op my brood. Was dit 'n buitetoilet. Daar was nog wateremmers wat ons van buitekant af moes ingebring het. Sure. So saans was dit my duties. Daar was 'n pipi-emmer wat jy soggens moes uitgedra het uit die huis uit. Ja. Ja. En ons het nie veel gehad. My oupa het gewerk by WPK, die silos. Ek onthou my oupa daar gewerk. En net my oupa het gewerk. My ouma moes nog maar by die huis. Omdat my ouma was oorgewig van geboorte af. Was sy oorgewig. Sy het maklik van daar tot daar gesit. So sy kon nie werk nie. Ja. Sy het nooit gewerk nie. My Maar oupa jou was lewe lang. ja, my oupa was die enigste Broodwinner. broodwinner. En dan was dit mos nog maar my ma se inkomste wat daar was, wat nou einde van die maand gekom het. Yes. Wat nou vir my op die skool gehou het. En ek kan nou nog nie recall hoe dit, of ek kan dink hoe dit was, maar ek dink ons dierste ding wat in ons huis was 'n stoof, 'n douwe. Ek weet nie julle kan onthou nie. Ons het met 'n douwe stoof groot geraak. Die pyp het deur die dak gegaan. So die rook, elke een van Moortkuil se huise, dit was 'n skakelhuise, het 'n douwe stoof gehad. En dis wat ek seker altyd sal onthou.
as ek my oë soggens oopgemaak het die water gekook en ek het moer koffie geruik. Sure. En my oupa het met 'n rietbesem die buitekant van die jaag het my oupa soggens vroegoggend het hy die rietbesem gevat en die buitekant gevee en dan as ek in die oggende uitgegaan het skool toe, dan het ek stof geruik. Sure. Dan het hy stof reuk nog so in die lug gehang en dit was sommer. Dit sal my altyd bybly van my jonk of my opgroei jare. Ja, child. Ek onthou nie veel van die apartheid nie, maar wat ek wel onthou, ek onthou die signs wat sê slegs wit is. Slegs wit is. Dan onthou ek dat hulle het spesiale kompartemente gehad want ek het getravel tussen Franschhoek en Vredenburg. Moes ek alleen travel van 12 jaar oud af. Sure. Want ek my ma getrek. Toe kom bly ek by my auntie en my oom in Vredenburg. So ek moes travel en ek onthou daai kompartemente, né, waar gestaan het slegs wit is. Ek onthou by die strande waar daar gestaan het slegs wit is. Ek onthou by sommige van die plekke waar ons ingegaan het waar jy nie in 'n toilet kon ingegaan het nie. Sure. So daar het ook gestaan slegs wit. En dan onthou ek dat ons was nie toegelaat om tussen hulle huise te beweeg nie. Is amper half asof dit 'n nou was. Daar was die polisie was geskakel. Wanneer hulle breinmense in hulle omgewings gesien het. Ja. So ons was nie regtig in die gedeeltes nie toegelaat nie. Is nou maar nou net die mense wat kom werk het. Kyk, As jy die huishelpe het ons nou almal die kante toe beweeg in die oggende. Ja. Maar ons was nie toegelaat nie. Die polisie was geskakel want ons was eintlik gesien as moeilikheidmakers. En die skole, ons het nooit in blanke skole gespeel nie of atletiek of enigiets soos daai gedoen nie. Dit was die colored skole wat gekompeteer het teen mekaar. Dit is ook wat ek kan onthou. Hulle was nooit deel van wat noem jy die kompetisies, die atleetkompetisies of wat Ja. Hulle was nooit deel van. Ons het ook nie netbal gespeel teen blanke skole nie. Jo. Want toe ek op Western kom, toe raak ek deel van die netbal. Ek het altyd maar netbal gespeel, maar toe ek op Western kom, toe raak ek deel van die Boland groep. Ek was gekies vir Boland. En daar, ek kan nie onthou dat ek ooit teen blanke mense netbal gespeel het nie. Dit was net ons teen Diasville, White City nie, maar Langville, sulke tipe skole. Yes, Daar was yes. nooit 'n Vredenburg hoor. Daar was nooit 'n Kiro nie. Daar was nooit 'n Long Acre. Het was Western. Ja. En het was Atlantis miskien. Ja. Ja, ek dink ook nie daar is regtig waar kan dit wat area nie. Yes. En dan het ek ek het 1995, dis toe nou 'n jaar nadat die apartheid toe nog geëindig het. Okay. Het ek gaan studeer en toe het dinge mos nou maar begin om te verander. So maar dit wat ek kan onthou van die apartheid is dat dit vir ons arm gelaat het. Dat dit vir ons ek het geweet dat baie mense het hulle nie confidence, maar hulle het nie geweet wie hulle is nie. Ja. Hulle sê gewoon nie daardie mooi woord. Identity, hulle identiteit. Identiteit was beroof, ja. Was beroof. En ek net vanoggend praat ek met my ma en ek sê vir my ma, "Joh, mami, nou hoe dit gebeur dat julle uit die Kaap uit moes terugkom?" En sy sê vir my, hulle het in Midrand gebly. Sy sê vir my, "Mandy, daar was mos nog net gesê dat Midrand, alle mense moet daai plekke verlaat. Hulle het ander plekke gereserveer vir die klompie kleerlinge wat toe nog ons daar bly." Yes. Né? En my oupa hulle is Menenberg toe. Hulle bly nou nog daar. En my ma het maar toe besluit, hulle kom terug na die Weskus toe want hulle is van die Weskus gewees. Yes. Hulle is eintlik mos nou opvoeders. So toe is hulle nou Vredenburg toe. En sy het toe nou agtergekom sy is swanger. En toe sy nou die kant toe kom, toe het sy nou kontak verloor met my pa. En toe nog nooit weer kontak gehad met hom nie. Onthou altyd was hy nie telefoon